of ek het gehoor nou die dag een van ons gemeentelede sê, ja, by die werk het sy die kans gehad, sy kyk na siek mense so nou en dan kan sy so bietjie net 'n bietjie 'n breek vat en toe sê sy het ons so rukkie terug die oggend daarvan haar self in afgevolg op toe ons besig is om te luister na die woord van die Here. So dit wys net hoe groot is God. Hy gebruik ook die tegnologie van vandag om sy woord uit te dra. Julle kan, die van julle wat julle Bybels hier het, kan saam met my blaai na Jesaja hoofstuk 40. Jesaja hoofstuk 40, dit is die 83 vertaling wat ek vanoggend uitlees. En dit is in my Bybel op bladsy 756. Bladsy 756, Jesaja hoofstuk 40. Baie bekende versgedeelte, as ons dit gaan begin lees. Nou gaan jy sommer dadelik sê, o ja, ek ken daardie verse. Maar ek glo, dit is op God se hart om weer eens te hoor. So ons gaan nou daar lees, hou maar net so 'n bietjie oop daar. En ek glo al my klanke is reg hier voor, dis aan. Soos ek net nou gesê het, toe ons die kindertjies nou vorentoe geroep het en oppas gehak, en nou is ons op pad al na die einde van 2021. En gister, toe sien ek die dagboeke van 2026 wat ook al uitgestal is op die winkels se rakke. So, daai beplanning en dinge is ook al daar, as nie al reeds gedoen is nie, dit moet nou gedoen word. Hoekom ek dit alles sê is, ek dink, baie van ons kan vanoggend sê, ja, ek voel 'n bietjie moeg. Daar lê nog 'n hele paar dinge voor, en ek het nie daai nodige fisiese krag, daai liggaamlike krag wat ek nodig het nie, want ek kom ons maar 'n bietjie stadiger en 'n bietjie moeiliker nou die oggende op uit die bed uit. En dan emosioneel, as 'n mens terugkyk oor die afgelope jaar wat al verby is, dan was daar dalk vir jou of vir geliefdes van jou ook emosioneel groot uitdagings gewees. Ek dink as mense in 'n land soos Suid-Afrika woon, dan het jy beslis jou lysie van uitdagings, probleme, nee. En dan geestelik kan 'n mens ook baie keer op 'n plek kom as jy nou fisies liggaamlik moeg is en jy's emosioneel dalk 'n bietjie nie so altyd op 'n goeie plek nie, dan het dit definitief 'n uitwerking op 'n mens se geestelike krag, nee, en op jou verhouding met die Here. En met dit alles in gedagte, en ek praat vanoggend uit my eie ervaring uit. Ek het vir die voorbereidingsgroep vir Ronel vanoggend toe laat ek hulle weet, hoorie, ek is regtig moeg. Ek en Andre het nog die week wat verby is, van 9 die oggend tot 9 in die aand, regtig letterlik tot 9 in die aand. Ons het 'n noodesitting gehad daar by Holhuis en ons het 'n vergadering gehou. Dit was daarom nie oninteressant nie, maar dit was uitputtend. So ja, so toe ek dan sê vanoggend, hoorie, asseblief, ek is so moeg. Bid net vir my en ek het al reeds baie krag ervaar. So ek dink ons almal kan vanoggend sê ja, ek verstaan iets daarvan om moeg te wees. En ek glo die Here wil hierdie gedeelte dan spesiaal vir jou vanoggend kom gee, as jy dalk ook kan sê, ja Eldrey, I feel your pain, soos in Engels sê, ek het medelee met jou, ek is ook nogal 'n bietjie uitgeput op hierdie stadium. Dan is hierdie woorde in die besonder vanoggend spesiaal vir jou. En kom ons lees saam wat daar staan in Jesaja 40. Ek gaan daar lees vanaf vers 30. Selfs jong manne, en daarby kan ons natuurlik sê jong meisies ook, selfs jong manne word moeg en hulle raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Dan sê vers 31, en dis ons teksvers vanoggend. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Ek gaan net weer vers 31 lees. Maar die wat op die Here vertrou,
kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Tot sover die woord van die Here aan ons vanoggend. Mag hy dit in ons harte vanoggend opnuut weer kom inskrywe en dit so kom seën. En deur sy Heilige Gees wat in ons woon as ons God se kinders is. Nou, hier word gepraat onder andere van 'n arend of arendsvlerke, dat jy as jy op die Here wag, sal met arendsvlerke vlieg. En dan is al baie boodskappe, of ek het al baie boodskappe gelees, gehoor, oor hierdie pragtige beeld van die arend. Wat mos, hulle sê, wanneer 'n storm opsteek, wat doen 'n arend? Hy vlieg juist hoog aan daai stormwinde. Hy gebruik die stormwinde om te sweef op hierdie winde, sodat hy hoër en hoër kan vlieg. 'n Arend is 'n besondere voël. Maar vanoggend wil ek net so 'n bietjie soos hulle sê, die appelkar bietjie opgooi en 'n bietjie kom fokus vanoggend op 'n ander ou tipe voeltjie. En dit is nou nie 'n hoender nie. Baie keer hoor ons die vergelyking, die teenstelling tussen 'n arend en 'n hoender. Ja, as jy 'n kind van die Here is, dan is jy 'n arend, dis nie 'n hoender nie. Maar ek wil vanoggend oor 'n ander voeltjie, soms 'n bietjie uit my eie lewe uit met julle kom deel. Daar by ons by die huis het ons die voorreg om 'n stukkie pragtige tuin te kan hê. Ons bly al meer as 20 jaar daar in daardie huis van ons. En daar is nog heel wat plante groei. Daar is nog 'n hele paar bome, as ek maar so gekry het, ons daar aangekom het. 'n Paar bome en struike en baie wilde irisse. Die irisse wat sommer so van self amper opkom. En met die gevolg het ons 'n klop voeltjies wat heel gereeld sommer daar kom sit. Ons het 'n amper seker Lurie, ons is nie so gelukkig nie. Ons het 'n Jan Frederik, 'n robin, is die Engelse woord, né? Dink vir Jan Frederik in Afrikaans, maar anyway, ons praat maar van 'n robin. So 2 robins daar by ons wat al 'n paar jaar daar so bly, 'n spaar voeltjie, maar so nou en dan sal jy hulle sien uithop, so onder die bome en dan sien jy hulle, maar jy hoor hulle ook. Veral vroeg in die oggend as dit begin lig word en baie keer in die middel van die nag word my man wakker. Dan sal hulle nou roep, weet nie hoe kom nie, maar hulle roep my arme man wakker, dan kan hy nou weer slaap. Maar anyway, maar dis nie oor hulle wat ek vanoggend wil praat nie. Ek wil vanoggend met julle gesels oor baie, kom ek sê, klein doodgewone ou voeltjie. Baie van julle sal hulle ook heel waarskynlik hier by julle hê, want hulle is maar oor in die stad. En dit is 'n voeltjie, die sy ou sterkies so op en af wip. Ja, ek is seker baie van julle sal weet van wat 'n voeltjie ek praat, want dis sommer 'n koekie. Engelse woord is my so mooi, 'n wagtail. Dis nogal so gepas, want dis die daai sterkie gaan ons so, nee, dan lyk dit of daai sterkie wag. So 'n koekie. En so het ons so 'n paar koekies daar by ons, en so 'n hele ruk terug, so 2-3 maande gelede, my man is baie skerp. So hy het hulle so begin agterkom, daar's 'n paartjie. Dit is nou seker 'n man, 'n mannetjie en 'n vroutjie. En hulle het partykeer so 'n afkoetjie. Hulle sê een van die swamsieker wat partykeer hulle kloutjies aantas en totdat hulle net so 1 of 2 twintjies op die ou voetjie. Nou ons het so 'n paartjie daar by ons. Ek noem hulle sommer piep en tweet, maar ek weet nooit wat hier is die mannetjie, wat is die vroutjie. Gewoonlik keer die vroutjie die meeste, en sy jaag die mannetjie weg, en weet ek ook dit is die vroutjie, maar anyway. En so, hulle dan sal hulle daar by ons kom sit, baie keer in die middag op ons stoep, en my man het toe nou begin om so klein bietjie kasies vir hulle te kom gee. Net 'n klein bietjie, want jy moet nie te veel gee nie, dan is dit nie goed vir hulle nie. En hy het so 'n bietjie vir hulle begin kasies gee. En so het die mense nou gewoon geraak en hulle het so slim geraak en die middag sekere tyd dan sit hulle aan en roep hulle jou nou, dan kom gee ons vir hulle so 'n klein bietjie kaas. Dis is so 'n paar maande gelede. En so bietjie meer onlangs kom ek agter my man sê, hoorie, ek is seker hulle het iewers 'n nes. Ek sê nou hoe so? Hy sê hulle het takkies en stukkies hare van die honde, grasies wat hulle in hulle bekkies het. As hulle kom sit en hulle kom haal die kaas. En nou toe nou. En toe begin ons nou uitkyk, waar kan die nesie dalk nou wees, daar by ons in ons tuin daar agter. En heel verrassend, kom
toe af op die ou nesie. Ons het 'n groot palmboom, baie groot ou palmboom, en in een van die, hy het ons 'n dik stam met sulke goedjies wat so uitstaan. Een van daai skibbe, as mens so kan sê, het hierdie ou paartjie, hierdie mamma en papa kookie, toe nou so waar hulle ou nesie gemaak. En so waar is daar toe, so rukkie later, ek dink daar was 3 eiertjies, ek was nie doodseker nie, maar daar is toe nou 3 eiertjies, en hulle kom haal toe nou kaas, asof dit uit die mode uitgaan. En ons gee nou maar vir hulle die kaasie. En uiteindelik, toe sê my man vir my, hoorie, daar's nou kleintjies, in daai nesie, en ek het gaan loer so van 'n afstand af, en so waar. Toe sien ons net die bekkies wat die hele tyd so gaan. Jy sien net die bekkies, gaan hulle so, steek hulle uit by die nesie, en dan gaan die mamma en papa so van tyd tot tyd, dan sit hulle rond en daar, dan hou hulle die ou babietjies warm. Nou, hoe kan ek vanoggend vir julle vertel van hierdie ou eenvoudige ou voeltjie, 'n kookie? Ek glo die Here het vir my 'n baie belangrike les om leer uit hierdie ou baba kookies uit. Net so tussen hakies, hulle het nou groter geword, 2 van hulle het oorleef, en nie het dit nou nie gemaak nie, maar 2 van hulle het oorleef, en op die ou die hulle het nou ook kom kaas haal, so het ons nou 'n hele gesin van kookies, maar 2, die kleintjies, ek weet nie waar hulle nou nie, hulle kom nie meer kaas haal nie, maar die een van die papa of die mamma, so sê, weet nooit wat dit is wat nie, kom haal nog elke dag by ons hulle kaas. Maar om terug te kom na die ou kleintjies toe, ek glo die Here vir my baie belangrike les vir my wat ouer is om leer. En miskien glo ek vir die Here dit vanoggend vir jou ook om leer uit hierdie gedeelte van Jesaja 40. Want die Here het my toe kom herinner aan hierdie vers wat ons nou gelees het. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag. En ek glo die Here het vir my in my hart vir my kom skryf en my Here kom herinner terug. Sien dat daardie ou baba kookies kyk wat sy ou bekkies net so gaan. Dat hy sien jou en my raak. God sien jou en my raak. Soos wat daardie mamma en papa kookie, hulle was so toegewy. Hulle het net uit hulle pad gegaan om hierdie ou kleintjies groot te kry. Soos wat hierdie mamma en papa toegewy is aan hulle ou babietjies en hulle uiteindelik groot gekry het. Nog 1000 maal meer kan ons vanoggend weet, is God ons hemelse Vader. Is hy toegewy aan jou en my? Is hy verbind tot ons om die pad saam met elkeen van ons te stap hier op aarde? So dis die eerste belangrike ding wat ons vanoggend moet hoor. As ons vinnig teruggaan, jy hoef nie, as jy daar oop het nog, kan jy saam met my lees, daar staan in vers 28 van Jesaja 40. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. So, dis miskien die belangrikste om vanoggend te onthou, dat ek en jy het 'n hemelse Vader. Soos ek net vir ons pragtige matrieksie voorgesê het, hulle is koningskinders, want hulle het 'n hemelse koning, wat hulle verlosser is. Dink sommer aan daai ou liedjie is Leon Ferreira wat sing, my pa is die koning van die heelal. Jy weet, en kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie, nee. My pa se koning en dit maak my 'n prins, of dan 'n prinses, as jy 'n dame is. En dit kan ons vanoggend, moet ons vanoggend weer onthou, dat God is ons hemelse Vader, hy hou ons vas in sy hand. Psalm 103 sê, soos wat 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Met ander woorde, 10.000 maal meer, as wat 'n goeie aardse pa vir sy kinders lief is en uit sy pad sal gaan vir hulle, alles sal opoffer. 10.000 maal meer het ons 'n hemelse Vader vanoggend, wat vir ons lief is, wat vir ons sorg, wat nie moeg raak nie, hy raak nie afgemat nie, hy raak nie uitgeput nie, want hy is God almagtig.
eerstens dan hoor. Dit moet ons vanoggend hoor. Net so terloops tussen hakies, dit help altyd as mense so 'n bietjie iets verstaan van die agtergrond waaruit 'n versie kom of 'n gedeelte. Hierdie boodskap het gekom na die volk Israel wat down and out was. Die Here het die profeet Jesaja gebruik om vir hulle hierdie spesiale boodskap te bring op 'n plek toe hulle ook absoluut uitgeput was. Hulle was moeg. Hulle was eintlik moedeloos. Hulle het eintlik begin moed opgee. Want hulle daar gesit in die stad van Babel, weggevoer uit hulle geliefde stad Jerusalem. Tempel was verwoes. Koning Nebukadneser het hulle gevange geneem en daar sit hulle in hierdie vreemde stad. Hulle is moedeloos. Hulle begin twyfel in die Here se liefde vir hulle. Natuurlik hulle eie skuld, want hulle was ongehoorsaam aan God dat hulle opgeëindig het, maar dis 'n boodskap vir 'n ander dag. Maar hulle begin moedeloos raak. Hulle begin wonder, is God nog daar? Hulle is absoluut down and out. En dan kom die Here deur Jesaja en hy gee hierdie boodskap. En hy sê, ek wil dit nog net lees in daai vorige vers 27. Hy praat eintlik so 'n bietjie kwaad met hulle. Hy sê, waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. So, dis wat die volk Israel gevoel het. Hulle het gesê, die Here sien my nie meer raak nie. Hy worry nie meer oor my nie. Kyk hoe gaan dit met ons? Die Here worry nie, né? Dis hoe hulle gevoel het. En dis hoe ons op 'n baie keer begin voel. Ek self skuldig daaraan. As dit swaar gaan en ek is moeg en ek is uitgeput, dan begin ek baie keer te twyfel in God se liefde vir my. Dan begin ek baie keer te wonder, maar is die Here nog daar? Weet hy nog ooit van my? Is dit nog ooit van hom? Is ek nog belangrik vir die Here? En dan sal die bose kom en hy sal verder in jou oor kom fluister en allerhande leed vir jou vertel en sê, ja, nee. So, die Here hoor jou vanoggend. Dis die goeie nuus. Die Here sien dit raak. Hy verstaan as jy moeg raak. Hy verstaan as jy uitgeput raak. Hy verstaan selfs as jy begin twyfel in hom, want hy weet dat ons maar net 'n mens is, né? So God se hart, hy verstaan vanoggend as jy dalk hier sit en jy voel so. Maar dan, ons mag nie op daai plek bly nie, né? Ons mag nie op daai moedelose en moedverlore vlakte bly sit nie. Want hier het ons nou net gehoor hierdie wonderlike belofte. En baie kortliks sal ek net vinnig weer stil staan daarby. Wat moet ons dan doen as ons dalk op daai plek gekom het vanoggend, of ons weet dalk van iemand anders wat op daai plek is, wat jy net moeg is. Jy is net uitgeput na liggaam, emosioneel en dalk selfs geestelik. Wat is ek en jy veronderstel om te doen? Ons moet wees soos daardie ou baba koekies. Daai baba koekies, ek weet nie of julle dalk al so daar gedink het nie, maar hulle is eintlik maar hulpeloos. Want hulle, as hulle net gebore is, dan kan daai baba koekie nie self vlieg nie. Hulle kan nie opstaan en gou vir hulle gaan 'n wurmpie vang nie. Al wat hulle kan doen is net met die bekkie so te maak en te roep en te sê kos. Dis al wat hulle kan doen. Hulle is totaal en al hulpeloos en swak en afhanklik van hulle mamma en pappa om vir hulle kosies te bring. En so groot wil die Here vanoggend vir jou en vir my kom herinner daaraan. Dat dit is hoe ek en jy moet wees in ons verhouding met die Here. Ons moet wag op die Here. Ons moet wag op God. Want dan, as ons wag op die Here, dan gaan iets wonderliks gebeur. Ons het nou gehoor hier. Dan gaan ons nuwe moed en krag kry. Dan gaan ons soos 'n adem kan sweef en bo kan die stormwinde uitsweef. Dan gaan ons kan hardloop en nie moeg word nie. Dan gaan ons loop en aanhou loop en aanhou met die pad waarop ons is hier op aarde, totdat ons uiteindelik by God in die hemel gaan aankom. Net so een of die laaste gedagtes rondom hierdie woordjie wag. Ek praat nou van die woordjie wag, want in van die ander vertalings, soos die ou vertaling van die Engelse vertaling sê,
maar die wat op die Here wag. My 83 vertaling sê vertrou, maar ander vertaling sê die wat op die Here wag. Nou hoekom verskillende woordjies? Want hierdie oorspronklike woordjie, nie dat het nodig is om dit anyway te onthou nie, maar is kavah. In Hebreëus, dit beteken wag onder andere, maar dit het baie ander betekenisse ook. Dit is eers woordjie met 'n klomp ryke betekenisse. Met ander woorde, dit beteken onder andere om te wag op iemand. Dit beteken om te vertrou. Dit beteken om saam te bind. Dit beteken dit selfs te doen met 'n tou wat saam gebind is. So dit het baie ryke betekenisse. En wat wil die Here dan deur die profeet Jesaja hier vir die volk Israel kom sê, ek glo vanoggend vir jou en vir my, dat ons, as ons op daai plek kom, maar selfs nie net as ons moeg is nie, eintlik moet ons dit elke dag doen, maar veral as ons moeg is, moet ons op die Here wag. Ons moet op hom vertrou. Ons moet op hom wag. En hoe doen 'n mens dit? Dit is nie daai wag van, okay, nou sit ek maar met my hande gevou, arms gevou, agteroor en ek wag vir beter dae. Dis nie daai tipe wag waarvan jy gepraat het. Hierdie wag is eintlik 'n wag wat beteken om nader aan die Here te kom. In ander woorde, om te groei in my verhouding met Jesus, om moeite te maak om meer en meer van Jesus te leer, om moeite te maak om nader aan die Here te groei. Soos daardie ou voeltjies wat besig is om te wag en hulle fokus is eintlik net op hulle mamma en hulle pappa, nee, hulle wag net om daai mamma en pappa te sien wat kom met daai bietjie kos om vir hulle wekkies te kom sit. Hulle fokus net op my mamma en pappa van hulle. So moet ek en jy fokus op die Here. Moenie fokus op mense of op dinge of op ons omstandighede om noodwendig altyd beter te raak of makliker te raak. Partykeer doen die Here dit, maar ander kere maak hy nie ons probleme weg nie. Dan vra hy dat ons sal fokus op hom. Ons moet op die Here wag. Ons moet op hom fokus. En daar wil die Here vanoggend vir jou kom sê, my kind, of kom vra, op wie fokus jy vandag? Is jou fokus nog op my? Of het jy begin wegkyk van my af? Het jy begin wegkyk na jou omstandighede? Het jy begin kyk na hoe sleg dit gaan met jou? Of hoe sleg dit dalk gaan in ons land miskien byvoorbeeld? Of hoe moeilik dit is? Of hoe siek jy is? Of wat ook al? Het jy begin kyk daarna? Het jy begin fokus op mense om jou te help of om jou nuwe moed of krag te gee? Nee, die Here sê vanoggend, ons moet opnuut fokus op hom. Ons moet op die Here wag. En as ons dit doen, dan gee God die wonderlike belofte. Dan sal ons nuwe krag kry. Dan sal ons nuwe krag kry. Paulus het die geheim geken. Want soveel kere sê hy, as ek swak is, dan is God se krag besig om deur my verhaal te werk. In Filippense 4 skryf hy, toe hy in die tronk sit, geboei, weet nie eens of hy die volgende oggend die son sal sien opkom nie, vir sy geloof. En hy sê, ek is tot alles in staat, deur hom, dis Jesus, wat my die krag gee. Hy het geweet waar om sy krag vandaan. Nie uit mense nie, nie uit sy omstandighede om goed of sleg met hom gaan nie, maar dit kom uit God uit. Die een wat nie moeg raak nie, die een wat nie afgemat raak nie, soos ons nou hier dit gelees het. En dit is dan, glo ek, wat die Here vanoggend vir jou en vir my wil hê. En ek wil afsluit, ek gaan nie nou dit vind te blaai nie, maar jy kan dit gerus gaan lees in Efesiërs hoofstuk 1. Ook 'n brief wat Paulus geskryf het, bid hy daar, en hy sê, hy bid, dat ons, as kinders van die Here, sal besef, hoe groot en wyd en ver sy liefde strek, dis in Efesiërs 3, maar dan sê hy in Efesiërs 1, dat God kragtig deur jou en my wil werk, en daardie
krag wat God wil gebruik om jou en my nuwe moed te gee en om uit te hou en aan te hou, is dieselfde kragtige werking, sê hy, van God die Vader se mag wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus uit die dood uit die graf uit laat opstaan het, daardie Sondagmôre. Daai klip weggerol was en Jesus die dood vir altyd oorwin het. Daai selfde krag is in jou en my aan die werk as kind van God. Maar ek en jy moet dit net daar weer hoor vanoggend en weet, ons kan dit ervaar as ons ons oë op Jesus vestig. Hebreërs 12, die begin en volleinde van ons geloof. So kom ek en jy leer vanoggend 'n les by daai ou baba koekies om te fokus op die Here, om te fokus op ons hemelse Vader. En as ons dit doen, as ons nader groei aan God, as ons ernstig is oor ons Bybel lees, oor ons bid, tyd in God se teenwoordigheid te spandeer, dan weet ons, sal hy ons nuwe moed en krag gee. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie baie bekende verse weer eens van net kon lees en dit kon hoor, om herinner te word aan hierdie kragtige belofte. Here, dat U sê, soos wat U gesê het vir die volk Israel, wat daar op moedelose vlakte gesit het in die stad van Babel, duisende jare gelede, begin wonder het of U nog in beheer is, of U nog lief is vir hulle, of U nog weet van hulle. So wil U vanoggend vir ons kom sê, deur die profeet Jesaja, U weet van ons. Here, U ken ons, U verstaan as ons moeg raak. U weet ons is ook maar net mense. U weet, dit is nie altyd maklik om die pad te bly stap hier op aarde nie. Maar dankie, duisende dankies, dat ons vanoggend weer kon hoor. As ons op U wag, as ons op U vertrou, as ons opkyk na U en moeite maak met ons verhouding met U, Here, dan sal U ons nuwe krag gee. Splinter nuwe moed, sodat ons sal kan vlieg met arensvlerke, sodat ons sal kan hardloop en nie uitgeput raak nie, Here, dat ons sal kan aanhou met loop om te volhard hier op aarde. Dit is dan so die gebed van my hart, Here, dat elkeen van ons as die kinders vanoggend iets beleef, weerkeer van daardie krag van U wat in ons woon as ons die kinders is, daardie opstandingskrag van Jesus in ons lewe, sodat U naam verheerlik sal word. Amen.